Dieremaniere, 'n RSG Bakbazaar. Goeiedag en baie welkom weer eens by Dieremaniere. Dieremaniere want elke dier het 'n manier en die manier maak die dier. Elsje van Jaarsveld hier, diereliefhebber en aanbieder van RSG se eerste Bakbazaar wat handel oor diere. Wat 'n voorreg. Hierdie is die 12de episode van Dieremaniere en al het ek heelwat ondervinding met troeteldiere, was daar al soveel wyshede wat ons kenners op Dieremaniere my geleer het, en ek hoop ook jy het 'n magdom kennis ryker geword oor jou troeteldier. Ons het die reeks begin met 'n episode oor hondegedrag, daarna katte, ons het al gesels oor plaasdiere, donkies, visse, voëls en selfs perde, en moenie vergeet van die program oor die Duitse herdershonde en die bloedhond Doberman kruise, wat so doeltreffend is met spoorsny, veral renosterstropers. Maar vandag gaan hurk ons by 'n klein sensitiewe diertjie. Hulle is intelligent, ingewikkeld, snoesig en al te dierbaar. Ons kan hulle streel mits hulle jou toelaat om aan hulle te vat, en hulle kan op jou werf wees of selfs saam met jou in die huis bly. Ek hoor selfs van luisteraars wie hierdie klein diertjies op hulle bed tel om mee aan saam te slaap. Ek praat van konyne of dalk 'n hassie, soos wat ons gewoonlik van hulle praat. Dalk was 'n konyn as troeteldier nog nie deel van jou verwysingsraamwerk nie, maar na vandag se gesprek sal jy heel anders na hierdie interessante diertjie kyk. Ek het 2 konyne as klein dogtertjie gehad. Ek was 10 jaar oud en ek het hulle Snoetjie en Sniffel gedoop. Snoetjie was spierwit en 'n wyfie. Sniffel was pikswart en hy was die mannetjie. So het ons agtergekom nadat die eerste werpselkonyne op ons werf gebore is. Sniffel was die skugter een, maar Snoetjie het aangehop gekom met elke kuiertjie. Op 'n keer was daar 'n poësiekompetisie vir kinders aangebied deur 'n kultuurorganisasie in die dorp. En so het ek, en eintlik ook my ouers, 'n gediggie geskryf vir my konyne. Ek kan nie die hele gedig onthou nie, maar so het dit begin. Snoetjie en Sniffel, ene wit en die ander een swart, elkeen 'n skat in my hart. So die gediggie toe gewen in my ouderdomsgroep, en ek en Snoetjie en Sniffel was boesemvriende vir jare daarna. Ek het maar die konyne grootgemaak op common sense, wat toe nie eintlik so common was nie, maar vandag kry ons die geleentheid om al die vrae oor konyne vir Dr. Coetzee de Beer te vra. Hy behandel daagliks konyne, en dit is aan sy veterinêre praktyk vir eksotiese diere. 'n Haas het nie net fiber nodig vir die tande nie, hulle het dit ook nodig vir hulle gastrointestinal tract, om seker te maak dit stimuleer dit om alles mooi deur te beweeg. Dit is Dr. Coetzee de Beer wat binnekort ons baie wysig gaan maak oor die versorging van konyne. Net gou 'n herinnering aan ons vorige program, toe ons oor perde gesels het. Jess van der Spy het vertel wat dit verg om na perde om te sien, van daaglikse koorsmetings tot wydtyd in die veld. Jy werk met sportperde, maar ook maar met jou plaasperde wat net gaan en 'n stappie of 'n draf uitgaan op die plaas. Almal van hulle kan seer kry. En so gesels Jess van der Spy. Sy is die eienaar van The Stables wat by Rosemary Hill Farm naby Pretoria gestasioneer is. Sy het 'n trop van 35 perde wat aangewend word vir algemene perdritte en perdrylesse. As dit vir jou interessant klink en jy wil graag daarna luister, gaan soek dit gerus op Spotify, YouTube, SABC Plus of rsg.co.za. Al ons vorige episodes is daar vir jou beskikbaar. Ons hier by Dieremaniere was ook baie nuuskierig om te hoor of jou hond enige slegte gewoontes het. Ja, ons verstaan dat jou hondjie niks verkeerd kan doen in jou oë nie, maar dalk het die bure al 'n bietjie gekla
of jou gaste, bel maar eerder om te sê, jy kan by hulle kom kuier. Hulle kom nie by jou kuier nie. So wie se diere het nie maniere nie. Melanie Matthijsen skryf, ons het 2 aangeneem. Die seentjie is 'n darling, maar jene, as ek net my voet uit die huis se deur uitsit, kom sy aangehardloop. So dit is nou die teefie wat aangehardloop kom, soos 'n perd. Melanie sê sy skort en die hond is 'n groot hond. So die hond laat haar elke keer amper val. Ons het haar gekry in Junie 2024, so sê Melanie. En sy doen dit nie met haar man nie. So dis net die teefietjie wat dit met Melanie doen, nie met die man nie. Wat sal die oorsaak daarvan wees? Dan ook 'n brief van Flip Minnaar. Hy sê my rifrig huil as die Romeis kombi verbygaan. Dis seker daai geloei, nê, van daai dingetjie. Marie de Klerk skryf, as my hond verveeld is, blaf hy by elke muur om die bure se honde te roep tot ergernis van almal. Ek het al die bure gevra om 'n bak koue water oor die muur te gooi as hy dit weer doen, want hy hou nie van water nie, maar die bure wil nie. Hy word baie bederf en hy kry meer as genoeg uitstappies en aandag en hy slaap selfs in die huis. Dit is sy enigste swak maniere wat hy het. En ook 'n laaste brief van Janie Hessop. My Jack Russell met die naam Kowalski is moeilik verby. Hy byt eers en vra dan vra. Van jongs af al is hy nie in verspeel nie, altyd gereed om iemand te knyp. Uitermate beskerming teenoor my en my vrou. Baie dankie vir elke brief. Ons neem nou 'n versameling van al hierdie kwellinge oor hondegedrag en in ons volgende program gesels ek dan met 'n hondegedragskenner oor hoe mense hierdie gewoontes kan verander, al is jou hond al 'n bietjie aan die ouer kant en dalk kan jou dier 'n bietjie meer maniere kry. Gaan lees gerus op Facebook daar waar ons gevra het oor die slegte gewoontes van jou hond. Daar is hordes kommentaar en dalk kan jy met een van hierdie briewe vereenselwig. Maar die honde moet nou eers plek maak vir die konyne. Om honde en konyne op een erf te hê kan ook 'n kopseer wees. Hier by die SAIK wy daar 2 konyne op die perseel en ek gesels gedurig met hulle na my skofte. Ek het nog nie vir hulle name gegee nie en dalk kan jy my later in die program help om name vir hulle te kry. As jy ook nou soos ons meegevoer is deur al die hartroerende stories van ons troeteldiere, dan het ek uitstekende nuus vir jou. Soos elke diertjie 'n ma en 'n pa wil hê wat kan sorg en drukkies gee, so wil hierdie potgooi ook 'n ma en 'n pa hê. Wil jy ons aanneem asseblief tog man? Ons sal jou produk en diens hier wyd en suid verkondig. So as jy wil adverteer, stuur 'n e-pos na info@rsg.co.za. Kyk hoe waai my stertjie nou. Vandag in Dieremaniere gesels ek weer met Dr. Coetzee de Beer. Hy is by Care in Klapmuts. Dis 'n veeartseny kliniek vir voëls, reptiele en eksotiese diere. Dokter, goeiedag en baie welkom weer hier by Dieremaniere. Hallo, baie dankie. Ek is lekker om hier te wees. So 'n paar weke terug het ons gesels oor voëls. Jy behandel baie voëls en jy is hoogs geleerd met die behandeling van voëls. En vandag gesels ons nou juis oor hase en konyne. So ek's baie nuuskierig om te hoor hoeveel keer sien julle 'n pasiënt hase of konyne in die kliniek inkom en dit is ook een van julle velde wat julle in spesialiseer. Dis nie aldag wat mense 'n veearts kry wat ook hasies behandel nie. So gesels met ons oor hoe baie keer behandel julle konyne? Baie, ek het eindiglik een wat inkom, my verpleegsters is reg, en dan gaan hulle hom opneem, en dan sal ek sodra dit klaar is, gaan kyk of alles okay is. So ons doen baie, dit is 'n baie algemene troeteldier, baie oulike troeteldier, maar baie ingewikkelde troeteldier, as ek dit so kan sê. Nogal ingewikkeld. Ek het as kind 2 konyne gehad. Nou het ek 'n bietjie gelees die verskil tussen hase en konyne. Ek het altyd gedink ek het hase, maar ek dink ek het konyne gehad want hulle het gegrou. Maar nou kan jy vir ons dalk die verskil uitwys. Wat is die verskil tussen hase en konyne? Kyk, 'n haas is 'n hare, so 'n hare het langer bene, langer ore, hulle is baie vinniger, so dit is maar soos jou Riverine hares.
En dan 'n konyn is maar 'n Europese hasie. Dit is die cute haas wat jy meestal sien in petting zoos en so, maar 'n hare of 'n haas is iets anders. Maar mense noem dit hasies, konyne. Om eerlike waarheid te sê, toe ek teruggetrek is tot Afrika, toe moes ek net die verskil gaan opkyk tussen 'n haas en 'n konyn, want in Australië en waar ek weet jy het 'n hare genoem en 'n rabbit. So maklik te sê haas is 'n hare, 'n konyn is 'n rabbit, maar mense noem dit maar hase oral want hulle dat belangoortjies, verstaan. So is eintlik maar net 'n nomenclature tipe scientific ding, maar ek sien nie hares in die Kaap nie. Dit is meestal al bo, maar ja, ek doen konyne. En 'n hare is ook heeltemal aan die ballgame. Hulle is wilde diere, hulle is protected, soos jou riverine en dan daar's 'n paar ander, maar wat jy kan sien saam met mense is 'n konyn, soos 'n rabbit, verstaan? Goed, dit maak sin. So jy sê die hare, die hase, dis dan die regte benaming. Hulle het die langer agterbene, hulle het langer ore en soos ek verstaan het hulle daai langer bene nodig om weg te kom van hulle bedreigings, want hulle grou nie. Ja. En dis ook ons praat van springhase, mense wat nou gaan springhase eet. Ja. Ons wil nou nie vandag daaroor gesels nie, maar ja, mense wat dan nou maar die springhase, dis mos nou een van die stokperdjies van mense so op die plase, maar konyne. Ja. As jy nou dink jy het 'n hasie wat op jou grasperk wei, dan is dit waarskynlik 10-1 'n konyn. Wetenskaplik. Ja. Kyk, hulle is maar introduced species, hulle is van Europa af meestal en so dit is 'n introduced species. En die hare, die hase, is dit inheems tot Suid-Afrika of Afrika dalk? Die konyne kom van Europa af. Ja, kyk, jy het die riverine, jy het 'n paar ander, ek kan nie in daai detail ingaan nie, maar dit is maar jou indigenous species en kyk, dit is hoekom daar's hierdie baie groot virus wat een of ander manier in Suid-Afrika ingekom het. Ek was die eerste privaat veearts in einde 2019 of 2020, ek kan nie presies die datum onthou nie, maar ek was die eerste privaat veearts wat dit gesien het in praktyk, en dit is 'n rabbit hemorrhagic disease virus. Dit het op een of ander manier ingekom. Daar is spekulasies daar buite. En ons was toe verskriklik bang wat dit in ons inheemse hares gaan doen. Daarom het ons nou 'n vaksin gekry, dit vat maar 'n redelike tydjie om die goeters in te kry en dit is dodelik. Ons as praktyk ek het my 4 praktykhase verloor aan dit en ons het 15 hase binne 3 dae verloor. Dit kom op die hooi in, dit is ook maar meestal versprei deur muskiete, maar dit was nie hier nie, so dit moes ingekom het saam met 'n illegal import, en dit is wat mense gesien het op die nuus en met die radio en die koerante, dat daar so baie hase doodgaan. So die virus is hier so, en dit is 'n groot bedreiging vir ons inheemse hase. Nou die virus, is dit nog steeds aktief? Ja, dis 'n virus, hy is hier so. Ons het nou availability tot die vaksin. Die vaksin is baie veilig. Dit is 'n once-off 1 keer 'n jaar vaksin. Dis nie so 'n klein hondjie vir katjie waar jy met elke 3 weke inspuit in die begin nie. Hierdie is jy spuit 1 keer 'n jaar. Dis nie te duur nie, en dan kan jy jou hase protect teen die virus. Maar hase is 'n baie, kyk, hier rondom Paasnaweek dan sien ons maar baie mense kry nuwe hasies want hulle dink dit is maklike diere. Ongelukkig is hulle nie maklike diere nie. Hulle is hoogs intelligent. Dit is 'n 10-12 jaar lange commitment wat jy neem, en hulle het ook 'n baie spesifieke dieet nodig. Maar dit is een van die belangrikste goeters waar in 'n hasie aan te hou as 'n troeteldier. Daarmee kan ek nogal vereenselwig. Ek het as kind het ek 2 konyne gehad. Ek het altyd gedink hasies, maar goed, kom ons praat nou van konyne. Hulle het ook aangeteel soos konyne, en daarvan gaan ek jou vertel. Maar die SAIK hier in Johannesburg, ons het 2 geboue, radiopark en televisiepark. En by televisiepark het ons nou 'n redelike groot grasperk, en so 3 jaar gelede,
ek het televisiewerk gedoen, ek het uit die gebou uitgekom, dit was 5:00 die middag, dit was April, en daar was 2 klein konynkies op die grasperk, en ek was heeltemal in vervoering oor hierdie 2 klein konynkies, waar kom hulle vandaan en gaan hulle die winter oorleef? En die sekuriteitsman het my gesê, dit is konyne wat van oor kan die pad, iemand het daar klompie konyne, maar sedertdien is hierdie konyne nog vir 3 jaar op die grasperk van die SAIK, hulle het nog nooit weer teruggegaan na hulle huis toe nie, en lyk vir my hulle kan na hulle self kyk. So miskien kan jy vir ons so oorsigtelik vir ons sê, wat is hulle gedrag? Hulle eet natuurlik die heeltyd gras, en ek weet ook as kind moes ek vir hulle pellets gegee het, maar ja, konyne, hoe kan hulle so oorleef in die natuur, as dit so koud? Johannesburg was vriesend koud daai jaar. Kyk, dis eerstens hulle is gebou vir koue weer. Hulle kan ook hulle self hulle grou gate, barrows waarin hulle ingaan. Hulle eet gras, hulle eet weeds of onkruid, hulle eet hooi, hulle eet wortels, maar nou praat ek van graswortels en so. Ons nou soos 'n carrot, 'n wortel, 'n steelwortel is net 'n snack vir rase. Bugs Bunny het dit bietjie 'n wanprestasie gemaak vir mense dat jy met wortels voer, maar wortels ons sal later in die dieet ingaan. Die ding is net is dat kyk, hier by ons was daar ook 'n dam, Vredekloof dam, en ek en 'n rescue groep het saamgewerk, en ons het hulle het die hasies kan vang, en ons het hulle almal gesteriliseer, want jy kan omtrent so 10 tot 12 babetjies per liter kry, so, en dan oor 3 maande, 4 maande is hulle weer reg, dan kan hulle weer aangaan. So, jy het nou 1, dan het jy 2, dan paar weke later het jy 20, en dis ongelukkig die probleem, mense weet nie hoe vinnig hulle aanteel nie, en dan wat gebeur is dat die mense het nou sê, okay, ek het nou het ek 12 fase, wat doen ek? En dan ongelukkig, en dit is teen die wet, as jy gevang word, jy mag dit nie doen nie, dis teen die reëls van die NSPCA, dis teen die Animal Protection Act, as jy gevang word, dat jy 'n domesticated dier, en 'n haas val onder domesticated diere, dan kan jy krimineel aangekla word, en dis ongelukkig hoe hulle daar kom, want mense kry dit vir hulle kinders, hulle doen nie hulle navorsing nie, en dan wat hulle doen is, hulle ry in die naaste park toe, en hulle gooi die hase daar neer, en dan ewe skielik, bro, ek was by my tannie gewees, sy het 'n strandhuis in Franskraal, en Franskraal het hierdie klein vleye wat protected is, en sy bel my eendag en sê, ek sê, het nou net 2 hase onder my kar uitgehardloop, en next minute, dus al die hase binne die vlei. So die probleem is dat daar is mense wat dit vrylaat in natuur, en dis 'n baie groot probleem. By die begrafplaas is daar hase naby ons, en die ding is net is dat hulle word vrygelaat, hulle kan baie goed adapt tot die omgewing, onthou hulle is slim, hulle maak hulle burrows, hulle hou mekaar warm, hulle lê teen mekaar, hulle eet ons natuurlike vegetation, en die probleem is dit is 'n groot environmental risk. Ek voel dis nie regverdig om die diere te straf vir dit nie. Mens moet maar die mense educate, want ons kan al die werk doen om alle hase te steriliseer, maar as oom Pietie van oor kan die pad sien, daar's hase, sy kleinseun het hase, laat gaan hulle daar, maar het hulle maatjies. Verstaan, dit is 'n vicious cycle. Want in praktyk, dit is voorgestel dat alle wyfiehase moet gesteriliseer word, want 83% van hase oor die ouderdom van 2 tot 3 jaar wyfie. Die ding is dat die wyfies, 83% van wyfies oor die ouderdom van 2 tot 3 jaar kry uterine kanker. So, en dit is sodra hulle dit het, dit is maar soos 'n dame, dit versprei na die longe toe, dit versprei na die ander organe toe, so van 'n veterinêre oogpunt af en van 'n welfare oogpunt af steriliseer ons al die wyfies, en dit is nie moeilik om te doen nie, enige veearts kan dit doen, ons het gespesialiseerde toerusting met ons gebruik, en ek bedoel ek doen bitter baie, so dis veilig,
en dit hou jou troeteldier gesonder vir langer en dit is ook population control. Ja, natuurlik. Kan ons praat oor hoekom het hulle die vermoë om so aan te teel en ons praat baie daarvan, hulle teel aan soos konyne en dit is die waarheid. So ek as klein dogtertjie het 2 konyne gehad en hulle het in 'n stadium 'n werpsel gekry en ek wou natuurlik nie die werpsel laat gaan het nie want was ek nou so opgetrek en opgewonde oor hierdie klein babietjies. Ja. En toe ek nou weer sien, maar hulle het 'n gat gegrawe waar hulle die kleintjies gekry het. En toe ek nou weer sien, toe kom maar nog kleintjies uit die gat uit. Toe sien ek, nee, wag, ons het nou 'n probleem. So, hoekom kan hulle so aanteel? Hoe is hulle vermoë van aanteel so groot? Okay, so eerstens, nie baie mense weet hoe om te kyk of dit 'n mannetjie of 'n wyfie is nie. So ek het kliënte wat hier aankom en dan het hulle lahasia vir 2 jaar en dan sê ek vir hulle, julle weet, Pieter is 'n wyfie. Dan sê hulle soos, o nee, ons het nie geweet nie. So is soos 'n maklik soos 'n hond om te sien, okay, daar's die testes en daar's die vulva nie, verstaan? Dis bietjie moeiliker om dit alles raak te sien. So eerstens, daar is daai client misinformation wat daar buitekant is. Die tweede ding is hulle reach sexual maturity baie vinnig. So 'n hasie van 3-4 maande is reg om te gaan. So dan is hulle reg om te teel, om te paar en dan voort te plant. Die ander ding is dat hulle het groot litters want dit is 'n adaptation want in die natuur was hulle gevang deur slange en wilde diere en voëls en al daai goeters. So en hulle het aangepas tot hulle omgewing en dis evolutionary dan. So dit is 'n paar redes vir hoekom hulle aanteel, maar so hulle rebound vinnig van 'n pregnancy af, wat toe ons die damhase gedoen het, dan het die mamma het kleintjies, maar sy is weer pregnant met die volgende, verstaan? So dit is hulle het 'n baie vinnige evolution periode na hulle geboorte gegee het. En omdat hulle die mannetjies is redelik tutoriaal, as hulle nie bonded is nie, hulle is reg om weer voort te plant. En dit lyk vir my of hy vinnig onafhanklik raak van die ma. Ja, hulle opsakkel, 'n hasie behoort so 2 tot 4 weke, hange wat se spesie, behoort hulle nie meer te sakkel op hulle man, nie meer te borsvoed nie, te sakkel nie. So dan is hulle reg om soliede kos te eet en dan gat hulle aan. So hulle het 'n baie kort nursing periode. Nou, wat is jou beste raad? Gestel, ek kan nou weer teruggaan na my kinderjare toe, ek het nou hierdie 2 konyne, ons het nou werpsel 1, hier kom tweede werpsel, klein babietjies uit die gat uit. Toe het ons nou, die eerste werpsel het ons nou troeteldierwinkel toe geneem. Maar wat is die regte raad wat jy dan nou eintlik gee? Wat moet mense eintlik doen? Die SPCA is daar vir 'n rede. Ek bedoel, ons as privaat praktyk, vat nie hasies in nie, want ek bedoel, ons kan nie al die diere invat nie, ons doen klaar. Ons sal dit invat as dit nou sien maar dit is 'n beseerde dier, dan sal ons hulle definitief invat. Maar die SPCA is daar vir 'n rede en dit is 'n domesticated animal. So wat ek sal aanraai is vat na jou local SPCA toe. Hulle sal dan die hase steriliseer en kastreer en dan sal hulle plekke soek. Daar's ook verskriklik baie rescues daar buite. Ek het al die voorreg gehad om met verskriklik baie van hulle te werk. En daar is mense wat haasmal is en ek het ook, maar hulle is ongelooflike troeteldiere. Ek bedoel, ek het pasiënte wat ek so emosionele band met hulle het, want hulle is baie intelligent en hulle is lekker troeteldiere. So as in plaas daarvan om te gaan damp en jy criminally prosecuted kan word, vat hulle na jou local SPCA toe. Hulle het protocols wat hulle sal volg en dan sal hulle ook nou maar die beste doen wat hulle kan, want ek bedoel, daar is baie diere daar buite wat gedamp word. So, dit is die beste ding om te doen. Om dit na 'n pet shop toe te vat, ek is nie 'n baie groot fan van pet shops nie, want hulle verkoop hulle en hulle maak 'n geldjie uit dit uit. Ja, dis fyn, daar is goeie pet shops daar buite, maar hulle gee nie altyd vir die mense die regte advies nie. So, wat ek sal sê, as jy nuwe, soos enige ander troeteldier, doen jou navorsing.
kyk wat het hulle nodig. Kastreer hulle, steriliseer hulle, maak seker is 'n mannetjie of 'n wyfie en dan weer eens gaan ek op die hele dieet dink want dit is die belangrikste ding om 'n haas te hê is dieet. Ons gaan oor die dieet gesels, die pille wat jy moet gee, die wortels en daai verversins. Ons gaan daaroor lekker gesels. Maar wat is die regte ouderdom dan vir 'n wyfie om gesteriliseer te word nog voordat sy haar eerste werpsel gekry het, of moet jy nou wag dat sy haar eerste werpsel eers geboorte geskenk het aan? Nee. Mens wag nie vir hulle nie. So gewoonlik 4 tot 6 maande, dit hang af van, kyk, jy het kleiner rase konyne en jy het groter konyne, so jy het jou Netherland dwarfs. Ek verkies om hulle bietjie later te doen, hulle net bietjie meer vet onder hulle vel het, maar jou groter rase soos jou Flemish Giants, jy moet, hulle kan jy redelik vroeg doen, so gewoonlik 4 tot 6 maande. Dan moet jy daai wyfietjie moet jy steriliseer en dan weet jy nou, julle het nou same lewe 12 jaar. Is dit omtrent die lewensduur konyn? Ja, kyk, dis gewoonlik hang dit maar weer af van die grootte van die haas, maar dit is 8 tot 12, so mense sê maar gewoonlik 'n 10 jaar commitment, want dis maar die average maximum lifespan. So ja, dit is 'n baie lang, dis 'n lang commitment, vir 'n klomp jare commitment wat mense neem, ja. Jy het nog gepraat dat 'n konyn 'n baie lekker troeteldier is en daarvan kan ek nou nogal getuig. So ek het nou tweeetjies gehad. Ek het hulle genoem Snoetjie en Sniffel. So Snoetjie was die wyfie, Sniffel was pikswart gees en Sniffel, ja, Snoetjie was wit en Sniffel was pikswart gewees. En ek het nogal 'n baie sterk band gehad met Snoetjie, die wit konyn. Sy was bietjie groot gewees gesien as die mannetjie. En ek het so 'n baadjie gehad wat 'n kappie gehad en dan het ek nou in die hok ingeklim en dan sy ingespring in hierdie kappie. En dan kon ek met haar oral heen loop. Sniffel wou dit nie toelaat nie, maar Snoetjie wou. So jy kan daai band bou met 'n konyn. Ja, ek het die oulikste pasiënte wat hulle eienaars, my kliënte kom wakker maak in die oggend. Hulle stoot hulle met hulle neusie. Hulle is daar of hulle wil gevry word. Hulle kom sê vir jou hallo as jy by die huis kom. Hulle iets oopmaak wat 'n slaaiblaar of iets in het, as hulle daar kom, hulle kom smeek. Hulle partykeer wil hulle rondgejaag word, speletjies speel met my kliënte. Ja, nee, hulle is baie oulike diere en ek het kliënte wat hulle kinders noem. Ja, nee, hulle is ongelooflike oulike troeteldiere. Hulle is, hoe kan ek hulle beskryf? Vir die wat nie hase ken nie, hulle is baie intelligent, hulle is oulik, baie oulik. Ek jammer, ek kan nie meer van woorde dink anders as dit nie. Hoorie, hulle is so sweet as jy nou dink aan, was 'n woord, cute and sweet. Dis 'n dierbaar, dit is dalk 'n goeie woord. Ja. Nou, as mens 'n konyn so deel van jou huishouding het, baie keer is 'n konyn nou in 'n hok, dit kan ook sekerlik nou werk, maar baie keer dan sien jy nou, soos jy nou gesê het, dat die konyn nou deel is van die huishouding, maar daai konyn moet ook met die ander troeteldiere in die huis, daarom redelik, dit moet veilig wees vir die konyn. Ek kan nou nie dink dat elke hond 'n konyn gaan uitlos nie. Ek het 'n beagle hond gehad en daai konyn sal die teiken gewees het 100% van die tyd. Ja. Maar as daar 'n voël is, as daar 'n papegaai is, dit kan dalk baie goed werk, of 'n kat. Ek het hierdie een pasiënt, Aiko, en sy beste pa was 'n Great Dane. Aiko het erge tandeprobleme gehad, maar in die Great Dane, ek dink hy het op 'n of ander tyd 'n tipe kanker gehad, en hulle twee het lekker saam geslaap. Dit hang weer eens af net van owner responsibility af. Kyk, ek gaan 'n beagle wat 'n jaghond is, of 'n basset wat 'n jaghond is, of 'n Rhodesian Ridgeback en al daai goeters, dit hang af van dier tot dier. Ek sê altyd vir mense moet hulle nooit unsupervised los nie, maar ek het baie pasiënte wat beste pelle het, een van my vriendinne wat 'n veearts in Australië is, sy het 'n kat en 'n hasie wat al vir die afgelope 11 jaar maatjies is. So dit hang net af van dier tot dier. Ek het 'n klein papegaaitjie, 'n perlek gesien wat aangeval was deur 'n haas.
So, daar is nie 'n golden rule nie, dit gaan alles oor ken jou dier, wees daar om te kyk wat aangaan en dan dit hang alles af net van die individuele dier, maar daar is nie 'n regte formule nie. Obviously die beste is, ek het haaspasiënte wat hulle ander pasiënte se nie gebond is nie wat wil seermaak. So dit gaan alles net oor owner responsibility en as hulle nie oor die weg kom nie, hou hulle apart, verstaan dit, daar is nie 'n reg en verkeerd nie, maar dit gaan alles net oor owner responsibility en die individuele diere. Dis nou iets wat ons al so baie hier in dieremaniere gehoor het van mense en kenners wat gesê het, kyk, jou dier is 'n verantwoordelikheid, dis wonderlik om 'n dier in 'n huis te hê, maar jy moet eienaarskap neem, dit verg moeite, dit verg tyd en geld en mediese onkostes en so meer, so dit is nou maar net weer daai ding, jy moet omsien na jou diere, maar Ja. nou, jy het gesê dat konyne intelligent is, hulle is ingewikkeld en dat die dieet baie belangrik is. Kom ons staan stil by die dieet. Wat moet jy 'n konyn voer? Okay, dieet is die belangrikste ding, as dit kom by konyne. Kyk, hulle tande is soos perde se tande. So, hulle groei 2 millimeter 'n week. Die rede vir dit is in natuur, hulle gaan knaag aan goeters. Verstaan? Kyk, 'n konyn is 'n lagomorph. So, hulle het nie 4 voortande nie, hulle het actually 6. Hulle het jou 4 grootes en hulle 2 kleintjies agter dit. En dan die res van die mond lyk soos 'n perd. So, wat gebeur is dat as jy goeters kan gee soos pellets, te veel pellets, 'n pellet is die duurste ding in 'n konyn se dieet. En daar is net, in my opinie, net 2 pellet brands wat jy kan voer. Die eerste een is Oxbow en die tweede een is Burgess. Oxbow word ingevoer van Amerika af, Burgess word ingevoer van Engeland af, van Brittanje af. Okay. 'n pellet is nie eintlik nodig nie. Dit is omtrent 'n eetlepel of 2 eetlepels per raas per dag. Hulle moet whey kry, whey en whey. So daar's 'n paar verskillende wheys wat hulle kan eet. 80% van hulle dieet moet whey wees. So jy kry Oatey, jy kry Timothy Hay, jy kry Orchard en Botanical. Die laaste 3, Orchard, Botanical en Timothy Hay, is duur. Dit word ingevoer, Timothy Hay is soeter, dis lekker, maar Oatey, dis die whey wat jy maar voer vir jou perde. Lucerne is maar iets wat hulle moet kry as hulle klein is en dan kan jy 'n handjie vol per week gee. En die res is jou fresh veggies, jou green leafy veg, soos jou broccoli leaves, jou carrot tops, soos die groenigheid aan die wortels, jou pak choy, jou bok choy, jou spinasie. Dan kan hulle allerhande tipe kruie kry soos petersilie, basil, daar's rocket, so aan gemengde blaarslaai. Hulle moet net nie iceberg lettuce kry nie. Iceberg lettuce is daai blaarslaai wat so waterig is, wat al die tannies by die bazaars gebruik op die burgers. Jy weet wat sy van praat, daai wat so kras en waterig is. Ja. Ja, ek hou glad nie van daai. Wanneer dit kom by blaarslaai is ek 'n snob en ek hou glad nie van daai nie. Daai tipe blaarslaai maak 'n haas dood binne 24 uur. Daar's te veel water in en te min fiber in en dan veroorsaak dit dat hulle kry hierdie fatal diarrhea. So hulle dieet is baie belangrik. 'n Wortel, hulle kan wortel kry, maar 1 wortel per raas per week. Dit is 'n snack, want dit is hoër in suiker, dit is laag in fiber, so dit is 'n snack. Hulle kan 'n klein stukkie vrug kry 1 of 2 keer 'n week, daar's paar verskillende goedes wat kry, maar 'n haas eet whey. 'n haas eet whey, 'n haas eet gras en 'n haas eet groen leafy vegetables. Dis baie interessant soos wat jy dit verduidelik nou, as jou haas nou op jou grasperk wei en hier in Suid-Afrika is ons nou eintlik geseën met groot grasperke partykeer. As jy nou 'n grasperk het, is dit nou nog steeds vir jou nodig as jou
haas die hele dag knaag aan die gras, is dit dan nog steeds vir jou nodig om ekstra hooi te gee? Of soos wat jy nou gesê het, pellets, net so 'n teelepeltjie per dag? Ja, 'n lepel per dag. Die ding is net is dat die rede hoekom dit gaan oor die fiber in die dieet. So as ons nou wetenskaplik wil praat oor dit, is dat onthou as jy 'n kind was en jy het altyd gekou in 'n strooitjie en jou ma se jou so aangekyk en sê jou tande is nie goed vir jou tande nie, hou op te doen. My ma is 'n bietjie moeiliker en sy het net vir my so sy's 'n dominee se kind. So sy het my altyd so klap agter die kop gesê, ek het sê, is sleg vir jou tande. Daar weet jy so kou op 'n strooitjie. Dis wat ons nie wil hê nie, maar dit is presies wat ons wil hê in 'n haas. Goed. Want dit hou die tande, dit slyp die tande af, verstaan? So dan bo-op dit is dat, kyk, hulle is hindgut fermenters. So dit beteken ons blinde darm en hulle ons het 'n blinde darm en hulle het 'n blinde darm. Maar hulle blinde darm is omtrent die grootte van 'n mens se hand. Jo, Okay. dis groot. Daar binne gebeur jou fermentasie. So die haas het nie net fiber nodig vir die tande nie, hulle het dit ook nodig vir hulle gastrointestinal tract om seker te maak dit stimuleer dit om alles mooi deur te beweeg. En hoorie, hooi is nie duur nie. Ek bedoel jy kan gaan na 'n perde tuckshop toe en jy kan 'n bal hooi koop vir R80 en 'n bal hooi hou bitter lank want jy gee die grootte van 'n haas gee jy hooi per dag. En jy kan dit daar neersit. Hulle kan dit gebruik as litter, hulle kan dit eet. So ek sal altyd aandui dat die hooi beskikbaar is. Nou as ons praat oor dinge wat gevaarlik is vir konyn, jy het nou gepraat van watercress, bronkos, is daar nog dinge waarvan jy nou moet weet wat jy net glad nie vir 'n konyn kan gee nie? Ja, daar's 'n paar goede. Dit is jou iceberg lettuce, knoffel, aartappel, enigiets wat te starchy is. Hierdie muesli mixes is verkeerd vir hulle want wat gebeur is dat as daar te veel koolhidrate in die dieet is en omdat hulle hindgut fermenters is, as jy te veel suiker vir die bakterieë daar binne gee, dan wat gebeur is dat dit word gas. En sodra jy gas in 'n haas se maag het jy probleme. So as jy kyk is jou sade, 'n haas moet nie sade eet nie, 'n haas moet nie brood eet nie, 'n haas moet nie iets met hoë graan content eet nie. Oats, iets met 'n hoë stysel content, aartappels, corn kernels, onions of garlic. Dit is die goed wat ons van af weg bly. En sal die konyn waarskynlik, nê, instinktief in die wild weet. Ek moenie daai goed eet nie. En baie keer is dit waarskynlik ook nie vir hulle beskikbaar nie, maar hulle sal dit blootlik nie eet nie. Ja, ek bedoel, dis nou nie oral waar hierdie goeders alles beskikbaar is nie. Maar ek bedoel, ek het nou gister, ek het 'n kliënt sy huis toe gestuur wat 'n hele blok chocolate geëet het. Hulle is stout en ons moes die lewer behandel het. Dit was 'n close call, maar ek doen fine. Ek bedoel, ek het al 'n paar keer mense gekry wat my laat aanbel, hulle sê het hulle antidepressant geëet. Hulle is stout. Maar die ding is net dat as dit in jou huishoud is, dan moet jy met versigtig wees. Maar in die natuur, hierdie bedoel, daar gaan nou nie 'n random brood rond lê nie, verstaan? En weer eens 'n droë saad in natuur gebeur nie eintlik nie en hulle eet en hulle is ook die 'n wilde haas is maar slimmer as 'n huishaas. So dit kan ook weer aanvalueer by die ander haase wat voor hulle gekom het wat om te eet en wat nie om te eet nie. Vandag in Dieremaniere gesels ons oor konyne met Dr. Coetzee de Beer. Hy is by CARE, die veeartseny kliniek in Klapmuts, spesifiek vir voëls, reptiele en eksotiese diere. En ons praat oor konyne. Is konyne ook eksotiese diere of is dit nou maar net ook een van julle diere wat julle in die praktyk baie behandel? Die veterinêre bedryf is opgedeel jy het jou small animals wat jou honde en jou katte is. Dan het jy jou large animals wat gewoonlik jou bokke, jou skape en jou beeste is en dan jou camels en so aan. Dan jou equine wat
perde is en dan jou avian en exotics was almal saam in 'n groep gesit. In Brittanje val hase nie onder avian en exotics nie, maar in Suid-Afrika en Australië val hase onder exotics. So avian en exotics fokus op jou voëls, jou reptiele en dan jou klein soogdiere soos ferrets, hase, guinea pigs, tegus en so aan. So dit is maar hoe die veterinêre bedryf opgedeel is. Nou jy noem dat hulle intelligent en ook ingewikkeld is. Kom ons praat eers oor hulle intelligensie. En ons het ook vroeër in hierdie onderhoud nou melding gemaak van hulle kan nou maar ook stout wees, seker nou maar jy weet hulle word nou maar spelerig, eet allerlei goeders, hulle kry jou pille in die hande en hulle knaag aan hierdie ding en dra 'n paar goed rond, maar jy sê hulle is intelligent. Hoe kan jy dit sien? Hoe kan mens gewaar dat 'n konyn intelligent is? Kyk, hulle sê vir jou wat hulle wil hê. Ek het pasiënte, as ek nader kom en ek moet vir hulle medikasies gee, dan stamp hulle agtervoet om vir jou te sê hulle wil dit nie hê nie. Hulle is intelligent in die sin van, sien jy maar met medikasies gee, sodra hulle daai pakkie hoor of hulle sien jy stap met 'n inspuiting rond en dan hardloop hulle aan die ander kant toe. Ek bedoel, ek het pasiënte waar ons verskillende goeders moet meng sodat hulle net hulle medikasies vat. Hulle sal vir jou wys hulle is nie lekker nie. Hulle sal, as hulle seer het of hulle voel nie lekker nie, hulle sal gaan sit in 'n plekkie waar hulle nie normaalweg sit nie. Hulle werk baie met social cues. So hulle intelligensie en ek bedoel as pasiënte wat presies weet wanneer my kliënte iets uit die yskas uithaal. Hulle weet, hulle hou jou dop, hulle kan sien wat jy doen. Hulle kom vra in die oggende, hoorie, ek wil nou kos hê, ek kom stamp hulle eienaars. So dit is alles baie interactive met 'n mens. Nou die SAIK konyne waarvan ek jou nou vroeër vertel het, as ek nou nader na hulle te beweeg, dan hardloop hulle nou weg, né? So jy praat ook nou van die konyne wat na jou toe kom. Is dit nou maar net omdat daai konyne nou al van kleins af met jou 'n band gebou het? Jy weet die SAIK se konyne, hulle is omtrent in die wild. Hulle kyk na hulle self. So is dit waar by daai ding kom. As jy nader aan 'n konyn gaan hy weghardloop. Dit hang nou af van jou band met daai konyn. Kyk, is natuur. Ons is groter as hulle manier hoe hulle oorleef is om weg te hardloop. So as 'n dier is maar soos enige dier. Dus as hulle gewoond is aan 'n mens, dan sal hulle as hulle gewoond is aan iemand wat hulle kos gee, dan sal hulle kom. So ons het ook soos die dames hier by ons, die dame wat met wie ek gewerk het en sy het bitter baie tyd ingesit. Ek bedoel, dit het vir ons 'n jaar en 'n half gevat om al die hase te steriliseer. As jy ingaan en jy kan gee vir hulle 'n bal hooi, het hulle almal nader gehardloop want hulle assosieer jou met kos. Maar baie van hulle assosieer, want ek bedoel, daar's ongelukkig is daar baie wrede mense daar buite wat hasies skiet met pelletguns en ek bedoel, so hulle assosieer ook dan mense met dit en daar's verstaan, dis in hulle natuur om te weet wat is veilig en wat is nie veilig nie. So ongelukkig sien 'n mens nou maar veral stoute kinders wat goeders doen aan diere wat hulle nie moet doen nie en dan sal hulle dit assosieer dat kinders is nie vriendelik nie, of wat ook al. Dit hang af van situasie op situasie en van waar af die hase kom. Dit is maar gewoonlik jou troeteldierhase wat gedamp word, wat gewoond is aan die mense te kom, maar ek bedoel, oor 'n tydperk van 'n paar generasies van hase, wat obviously baie korter as mense, sal hulle ook dan nou maar meer cautious wees van hulle omgewing, verstaan? En jy het ook gesê dis ingewikkeld om na 'n konyn om te sien. Hoekom is dit ingewikkeld? Ingewikkeld in die sin van baie min mense weet van die baie spesifieke dieet wat hulle moet kry. En omdat hulle prooi diere is, as hulle te warm kry of daar stressors rondom hulle, kan hulle baie maklik in 'n kondisie ingaan wat ons noem gut stasis, waar hulle nie wil eet of drink nie, of nie stoel gaan produseer nie. En dit is gewoonlik 'n noodgeval. En wat dan gebeur is, omdat hulle 'n baie kompleks gastrointestinal stelsel het wat afhanklik is van 'n ordentlike dieet, dit veroorsaak dat hulle baie vinnig en baie maklik siek word.
So dit is hoekom ek sê hulle is ingewikkeld. As jy jou navorsing doen en jy het 'n goeie band met 'n veearts en jy gevat hulle vir tande check en al daai goeters en want dit is belangrik om jou dier te ken. Maak altyd seker jy het vars hooi, maak altyd seker jy gee nie te veel pellets nie, jy gee die regte hoeveelheid pellets, jy gee die regte dieet. Wat ongelukkig is dit maar 'n public misconception dat Bugs Bunny eet wortels en dit is wat hulle moet eet. So ongelukkig, soos ek vroeër verduidelik het, die hoeveelheid suiker gaan in fermentering, gas en daai goeters, dan word hulle baie vinnig siek. Ek bedoel, soos ons nou sit, my nurses het nou net die haas opgeneem, ek moet nou gaan kyk. En dit is redelik, die haas word ekstra hulle kry om seker te maak alles is fyn. En dan is dit hulle word gehospitaliseer. So dit is iets wat die kliënt of die eienaar moet weet. Haas is nie net iets wat jy koop vir jou kind nie. Dit is soos enige ander dier. Dit is 'n full commitment en jy moet net altyd die regte navorsing doen om te weet presies wat hulle moet kry en wanneer hulle dit moet kry en as iets verkeerd is, het 'n goeie band met jou veearts. Want ek praat altyd van hierdie goeie band wat jy met jou veearts, want dit is belangrik. As 'n verantwoordelike troeteldier eienaar moet jy weet, en die eerste ding wat jy kan doen is, sodra haar siek is sê, kom ons wag. Want wag is nooit goed nie. As 'n haas siek is, moet jy dadelik by 'n veearts uitkom, of die volgende oggend is fyn, maar moet nie 2 dae wag, moet nie 3 dae wag, moet nie 4 dae wag, moet nie 'n week wag nie, want dan, meeste van die tyd eindig dit op in lang trane. Ja, verseker. Goed, daar's nou 'n konyntjie opgeneem en ek kan onthou, jy kan ook vir myself dit nou die regte ding was om te doen. Partykeer het ons nou vir Snoetjie en Sniffel gebad. En as jy nou Nee. dankie dat jy dit nou vir my sê. Maar ek kan onthou as die konyne nou nat was, ons het daarom nou lou water gebruik en nie koue water nie. Lyk ons het baie foute gemaak, maar jy gaan nou vir my sê hoe mense dit nou moet doen. Daai diertjie is baie klein, is soos 'n kat, nê? As die kat nat is, lyk dit amper asof daar niks aan is nie. So hoe doen mense 'n operasie op so klein diertjie, of is dit nie gewoonlik 'n operasie nie? Jy sê nou sterilisasie. Dis seker nou, maar dalk is daar ander operasies wat mense ook op konyne doen. Okay, so mens bad nooit haas nie. Goed. Want omdat hulle word verskriklik vinnig koud. En sodra haas koud is dit moeilik om hulle terug te kry. So mens bad glad nie haase nie. Hulle is natuurlike skoon diere, hulle self skoon, hulle verhaar of shed ook van baie, so hulle is skoon diere. Hulle maak hulle self skoon, hulle groom, hulle die cuteste, hulle sit so voor en maak hulle potjies oor hulle oortjies, dan maak hulle self skoon. So mens bad nooit haas nie. Jy kan vir my orgaan sê en ek het al op dit gewerk. Ek het nou nie hartoperasies nie, maar tande trek, ooroperasies, ek het al oë uitgehaal, ek het al dele van lewers uitgehaal, ek het al niere uitgehaal, ek het al gebreekte bene reggemaak, ek het al nierstene uitgehaal, blaasstene uitgehaal. Dan kan dit en ek het dit al gedoen. Maar dit moet baie fyn werkie wees, want daai diertjie is baie klein. Jy doen gewoonlik niks onder die 300 gram nie, maar dit is bitter klein en hulle anatomie en fisiologie is nog nie eintlik ek het al bene geamputeer. Maar die ding is net dat so hoe ons werk in praktyk, ek het 'n baie lekker masjien wat ek gebruik in plaas daarvan om steke binne in die abdomen te gebruik, het ek 'n masjien waar bloedvate mee seël. Dit veroorsaak dat hulle baie vinniger recover. Dit veroorsaak dat ek baie minder trauma sit op die organe. En ek is 'n man, so ek het maar lekker vet vingers. So as die orgaan te klein is, wat ons doen is ons steriliseer oorstokkies. En dan gebruik ons dit as ons vingers. So dan kan jy baie maklik en baie fyn werk. En dan haal ons uit wat ons moet uithaal en dan jy dan hierdie artificial vingertjies wat oorstokkies is en dan kan ek lekker werk. So en jy gebruik kleiner steke. Jy moet die anatomie verskriklik goed ken, maar ek het al baie
weird and wonderful operasies gedoen op hase. So goed om te hoor. Nou is 'n konyn, is dit 'n tropdier? As jy nou net een konyntjie kry, dan is jy net daai konyntjie se maatjie. Of moet mens nou maar 1 of 2 of 3 konyne kry? Hou hulle daarvan om in 'n span te wees? Ja, alhoewel kyk ons die algemene recommendation is 2 hasies. En die beste is altyd om hulle saam te kry, en as jy 'n nuwe een kry, dis maar soos katte en maar soos honde ook, hulle kan territoriaal wees, so jy moet altyd maar uit die omgewing vat, die omgewing mooi skoon maak, en maar steriliseer die omgewing om ontslae te raak van die reuke, en dan is dit 'n stadige introduction, maar soos enige dier. Maar die meeste van ons recommend maar 2 hase, en dit is, hulle kan partykeer 'n mannetjie kan beklei, 'n wyfie kan beklei, maar weer eens, dit gaan oor individuele hase, en party keer as hulle saam groot word, dan is hulle fyn. Ek het eksperiment hase aangeneem. Ek kan nie sê wie die eksperiment gedoen het nie, maar die veearts wat het my gekontak en gesê ek het sê hierdie 2 hase spesiaal wil jy hulle hê, en ek het gesê great, ek vat hulle. Want ons het hulle was ons praktykhase, maar ek het hulle ook gebruik vir hulle het bloeddonasies gedoen, en ek het ook hulle was ook daar gewees wat partykeer as hasies so ontstelde maag het, dan vat jy gesonde hase mis en jy meng dit met 'n spesiale mengsel, en dan kan jy weer die fauna van die gastrointestinal tract regmaak met gesonde haasmis. Maar my 2, Patsy en Eddie, hulle 2 het gekom van 'n eksperiment agtergrond, en hulle 2 het mekaar in die begin gehaat en hulle het beklei, en ons het hulle toe eendag gesteriliseer en hulle het saam wakker geword, en toe is hulle beste maatjies. Hoe oulik is dit nou, Patsy en Eddie? Ja. Ek wil nou juist vir jou vra oor algemene siektes wat kan voorkom in konyne. Daai konyn wat nou net opgeneem is by die praktyk, weet jy nou al wat die probleem is? Wat jy daar moet gaan behandel? Ek het nou net 'n boodskap gekry, ons is daarom stabiel, hulle is besig om ekstra te neem, so ek sal nou opgaan sodra ek en jy klaar is, sal ek gaan kyk, maar meeste van die tye as ek nou praat, is gewoonlik, is dit nou maar, as hulle blockages het, binne hulle darmpies, of die haas het dalk nie die regte hoeveelheid hooi gekry nie, partykeer die meeste ander goeders wat verkeerd gaan is tandeprobleme, en hulle kan ook omdat hulle obligate nose breathers is. So 'n haas wat deur sy mond asemhaal is 'n haas wat by 'n veearts moet wees 2 dae terug. Dit is heeltemal abnormaal, hulle haal net deur hulle neus asem. So omdat hulle dit doen, kan hulle partykeer 'n stukkie hooi inasem, of 'n stukkie of as dit 'n baie stowwerige omgewing is, kan hulle dit inasem, en hulle kan dan baie in die algemeen kan hulle ook dan 'n sinusitis kry. So dit is die mees algemeenste goeters wat ons sien. Dokter, ons weet jy moet nou op pad wees, maar die konyn is darm stabiel, so net 'n laaste vraag. Watter omgewing moet jy vir jou konyn skep by die huis? In terme van, moet jy 'n skuilingkie maak, of moet jy 'n bed maak? Wat is die regte manier? Waar wil hulle graag slaap? Kyk, dit hang regtig af. Ek het baie kliënte wat binne in die stad bly en Seepunt bly, en daar, hulle het 'n klein flat, hulle het 'n area met 'n littertry soos 'n kat, maar in plaas daarvan dat dit nou litter is, sit jy net maar hooi in. En dan jy kan 'n verskillende tipe skuilingkies koop. Hulle is baie gemaklike diere, en hulle is baie slim. Hulle is littertrain, so hulle gaan piep en hulle gaan mis in hulle litterbox, en dan het jy nou maar 'n feeding station, en party van my kliënte het nou ook groot grasperke, en dan ja, sê het 'n cat of 'n dog vlak, en daar se in en uit, en hulle doen hulle ding buitekant toe, en hulle kom terug binne toe. So ons hou daarvan om hase in hokke aan te hou nie, want eerstens omdat hulle sulke skraal beentjies het, kan hulle baie maklik seer kry binne in hokke, en omdat hulle so intelligent is, pas hulle mooi aan. Ek bedoel, baie van my pasiënte slaap saam met die eienaar op die bed.
So dit hulle is slim. Hulle gaan nie net daar piepie en mis nie. As hulle mooi geleer is, gaan hulle afspring. Hulle gaan na hulle littertry toe, hulle gaan daar hulle dinge doen en dan kom hulle terug. En hulle skoon diere. 'n Haas wat vuil is 'n haas wat siek is. So hulle skoon diere. So hulle kan baie maklik aanpas in 'n kleiner en dit is omdat kyk, mense wat haas mal is jou Asiërs. Ek bedoel dit is 'n massiewe troeteldierbedryf in Japan en China en veral Singapore en Hong Kong wat hulle het sulke klein huisies, hulle het sulke klein woonstelle. En 'n haas is die perfekte troeteldier om in so 'n plek te hê, want hulle kort nie altyd groot spasies nie en hulle pas aan by jou lewenstyl, verstaan? So dit is 'n massiewe troeteldierbedryf in jou oostelike lande. Dokter, baie dankie, jy het my nou geweldig baie geleer en ek glo ook vir ons luisteraars. En wonderlike diere, konyne. En ons hoop daai konyn wat jy nou gaan behandel, alle beterskap vir die konyn. Baie dankie, dokter. Baie dankie. Ek waardeer dit ook so. Sjoe, die dokter het my nou vandag 'n paar dinge oor konyne vertel wat ek glad nie geweet het nie. Ek hoop dit was vir jou ook baie insiggewend. Dankie aan my gas, Dr. Coetzee de Beer van die Care Veterinêre Praktyk vir voëls, reptiele en eksotiese diere. Hulle is in Klapmuts in die Kaap. Maar voor ons groet wil ek jou hulp vra. Help my asseblief om name te gee vir die 2 konyne wat spesifiek by Televisiepark van die SAIK bly. Dis nou in Johannesburg in Auckland Park. Ons plaas vir jou video's en foto's van dieremaniere op RSG se Facebookblad en gaan kyk ook gerus op my blad, Elsje van Jaarsveld. Dankie by voorbaat vir jou kreatiewe name vir hierdie 2 konyne. Hulle is ligbruin van kleur en spekvet en gesond. Ek wil ook baie dankie sê vir Vianel. Hy is ons produksieregisseur en dit is 'n baie groot taak om hierdie program tegnies te versorg en hy doen dit week na week met groot ywer. Dankie natuurlik ook aan RSG se bestuur wat hierdie platform vir ons geskep het. Ons sien elke week uit na die volgende dieremaniere. Volgende week is ons terug om te gesels oor hondegedrag. Watter gewoontes het jou hond wat nie aldag so lekker is nie? Dit was ons luisteraarsvraag verlede week en al daardie kommentaar het ons nou versamel en ek gaan die vraag stel aan die hondegedragskenner. Hoe kan hierdie gewoontes gekorrigeer word al is jou hond al 'n bejaarde? Dit is dan groetheid van my, Elsje van Jaarsveld, en ek groet tot ons volgende dieremaniere, 'n RSG Backbazaar. Tot volgende keer dan, kyk mooi na die diere, tot ziens.